hoef nie 'n kopseer te wees as jy die regte plan het nie. Ons plan is natuurlik Tuis van Sail. So Tuis is hier om ons te help om ons finansies weer op koers te kry. Welkom terug. Lekker om te wees. Goed, Tuis, die Reserwebank het besluit om die rentekoers te verander. Wat sê so iets, jy weet hierdie besluit van die Suid-Afrikaanse ekonomie? Elsa, ek dink nommer 1 is, en ek dink ja, jy sê jouself ook daarmee kan vereenselwig, is om te sê, ek het laasweek nog my voertuig dalk R1000 gegooi in my voertuig en letterlik 'n week later moet ek nou addisioneel begroot want die einde van die maand is my debietorder meer ook op my voertuig. En dan 'n bonum behalwe dit, jy weet 'n korttermynskuld word nou weer duurder aangepas en natuurlik jou verbandskostes, jy weet alles is dan maar in daai traject van dinge word duurder. En die probleem wat daar so inkom is dat Suid-Afrikaners is klaar onder druk en addisionele druk veroorsaak basies jy weet dat die ekonomie nie vorentoe gaan beweeg nie, maar wel weer stelselmatig agteruit. En dit gaan maar basies weet die reperkusies wees van hierdie tipe van verhogingsaankondiging. Goed, nou inflasie het sedert die begin van die jaar weer begin versnel. So hoe bekommerd behoort verbruikers daaroor te wees? Ek dink ja, wat ons juist daar gesien het en ons het al dit in vorige onderhoude juist aangevat of aangespreek rondom inflasie en die feit dat hy basies weet die kom ons sê net maar die target range is 3% van die Reserwebank. En dan sodra hy bo 3% gaan en hy gaan byvoorbeeld na 4 of 5 of 6 toe, dan sal 'n mens byvoorbeeld dan nou sien dat daar wel verhogings kan kom. En as jy kan terugdink, het ons in die begin van die jaar gesê, besop dat daar nie wat som enige rentekoersverlaging sal wees nie, maar wel verhogings. En dis nou presies wat nou sy rol gespeel het. Maar die feit dat die Suid-Afrikaanse Reserwebank dit so vinnig doen, kyk ja, dit bekommer my 'n klein bietjie, want dit is eintlik maar half so ek gesê ek sou nog amper kom ons sê 2 maande gewag het daarvoor. Veral nou dat jy sien ja die Midde-Ooste se tipe van dit word bietjie beter, onderhandelings gaan beter, oliepryse is basies weet om besig om af te gaan, die rand bly stewig teen die dollar. So daar's 'n klompie redes hoekom ek byvoorbeeld nie die rentekoers op hierdie stadium sal verander het nie. Maar weer eens dit sê weer vir my daar's iets aan die agterkant dalk, jy weet wat nie 100% met ons daar gekommunikeer word aan die voorkant nie. Dalk is inflasie besig om baie vinniger wat som in die snelbaan te kom is wat ons byvoorbeeld dink of wat dan byvoorbeeld vir ons gesê word. Kon die Reserwebank dalk 'n bietjie langer gewag het? Ek dink verseker, ek dink net weer eens as ons gaan kyk, as jy hier by net oor die 4% is op inflasie, teenoor waar jy die eerste kwartaal eintlik 100% op jou traject was en nou dadelik hierdie tipe van skuifte wil maak, sê vir jou byvoorbeeld daar's 'n paar dinge in die agterkant, jy weet waarvan ons as Suid-Afrikaners dalk nog nie verwittig is nie. En die probleem wat daar so inkom is jy het nou juist daai ekonomiese groei begin geniet in die eerste kwartaal. Daar was meer werkskepingsgeleenthede wat geskep was, werkloosheidssyfer het afgegaan stelselmatig in die eerste kwartaal, die rand het verstewig, so dat 'n klomp goeie elemente gespeel. Selfs die JSE tot 'n groot mate, jy weet, het homself goed geherstel en nou sien ons weer eens, jy weet, net oor die laaste 3 maande se verlies by JSE is ongeveer 10%. So dit is nie 'n goeie ding om basies weet in te wees nie. So op watter punt behoort die Reserwebank werklik bekommerd te wees oor iets soos inflasie? Kyk, die boeke en die wiskundige kalkulasies sê vir ons basies weet as jy target range byvoorbeeld dan nou 3% is, dan gaan jy eers begin rondskuif hier van 4,5 na 5 toe en jy gaan byvoorbeeld dan begin hierdie tipe van skuiwe maak van 5% opwaarts net om nie by daai 6% uit te kom nie. En as ons nou gaan kyk waarmee hulle nou al besig is, ons is net so oor die 4. So dit sê vir 'n persoon, jy weet, hy is klein bietjie besig, hy's eintlik besig om baie vinniger te groei as wat die regering dalk sal voorgee wat eintlik maar die doel is van daai 3%. Maar weer eens, ek dink dit was nie regte skuif nie. Ek wil net vir jou vra, jy weet, want ek dink baie mense, die brandstofprys is steeds op baie mense se lippe en hulle hou dit weer eens, gaan ek maar sê, met 'n valkoog dop. Maar nou wag daar moontlike verligting en ek dink ek wil vir jou vra, jy weet, daar word gesê dat indien die oorlog môre eindig, dat dit nog steeds 'n baie langtermyn impak gaan hê. Hoe lank sal so 'n impak min of meer wees? Dis hierdie eens daai waarskuwing wat ons gegee het mos aan die begin van die jaar om juist te sê ons moet altyd onthou hierdie goeie het meer 'n backlash effek as wat hy dadelike impak het. En dis presies wat homself nou uitspeel. So met ander woorde dit is daai na die gebeurte. So met ander woorde die afvloei van die impak van hoë inflasie, petrolpryse, werkloosheid, hoë rentekoerse, daai tipe van goeder. So as 'n mens byvoorbeeld gaan terugdink, jy weet selfs aan COVID toe om dit as 'n voorbeeld te gebruik en nie dat COVID
COVID eintlik die regte voorbeeld is, want COVID het 'n baie groot impak gehad. Maar as ons daarna byvoorbeeld gaan kyk, jy weet hoe lank dit ook al vat om jouself in 'n posisie te kry, vat dit jou ongeveer 2 keer die hoeveelheid tyd om weer terug te kom waar jy was. En dit is weer eens 'n wiskundige kalkulasie. So as ons dit byvoorbeeld nou 6 maande later is waar ons nou is en dit kan môre eindig, dan gaan dit omtrent ongeveer maklik 12 tot 14 maande vat. Jy weet om net weer terug te kom waar ons in Januarie begin het, waar ons 'n projeksie uitkyk gehad het van 1,5 selfs 2% se groei, moontlike groei. Nou hier gaan ons alweer agteruit in plaas van vooruit. So met ander woorde, dit wat ons klaar weer opgemaak het, gaan ons weer verloor en as dit gaan so wat dit nou gaan ons in elk geval sekerlik weer in 'n negatief eindig. En 'n jaar is maar lank. Hoe belangrik is die komende maande vir die rigting van die Suid-Afrikaanse ekonomie oor die algemeen? Ek dink dis weer eens ons is die geopolitiese tipe van impak wat nog steeds 'n groot impak speel, want dit is eintlik iets wat binne in ons beheer is nie. Ja. So as ons gaan kyk, jy weet wat in die Midde-Ooste aangaan, wat in Europa aangaan, so met ander woorde, daar's 'n klompie elemente wat eintlik vir Suid-Afrika meer 'n oorspoelprobleem is as sy eie probleem. En dit basies weet moet aangespreek word deur die algemene Suid-Afrikaanse ekonomie. Juist om te sê, ja, ons is baie uitgesproke die laaste tyd om byvoorbeeld operation dit en operation dit, jy weet, op te stel, maar ek dink die regering sal moet kyk na Operation South Africa, jy weet, en dis baie belangrik. En Operation South Africa beteken Suid-Afrika. So nie operasie, kom ek gaan ondersoek dit of dat nie, Operasie Suid-Afrika, en Operasie Suid-Afrika is ons ekonomie. Want as ons ekonomie gaan val, dan basies val alles. En as ons weer eens gaan kyk, hoe het ons die boere gehanteer, die krisis met back and close okay. Hoe het ons die ding gehanteer met Amerika se onderhandelinge, okay. Hoe hanteer ons dinge wat byvoorbeeld by BE nog steeds uitkom, jy weet daartoe van goedjies wat die impak is oor die algemene ekonomie. So daai goeders moet aangespreek word. So Operation Suid-Afrika is eintlik die ding wat eintlik die enigste ding wat op die tafel moet wees. Veral nou vir die lokale verkiesings wat op pad is en dan die nasionale verkiesings wat op pad is. So dit is maar net 'n tip al buite vir enige party, jy weet as jy na my luister. Wel, ek dink is 'n belangrike punt wat jy uitlig, want ek meen, kyk 'n mens of hou mens die nuus nou dop, kan 'n mens sien dat die politieke partye nou so 'n bietjie jy weet woorde wissel en ek dink op die einde van die dag wil mense hê dat almal moet saamwerk, soos wat jy sê, dit gaan oor Suid-Afrika en oor die groter prentjie. Goed, so as jy een boodskap aan Suid-Afrikaners nou moes gee oor die volgende 6 maande, wat sou dit wees? Ek dink is Elsa byt vas in 'n moenie van jou gewoontes afstaan nie. Jy weet, ek sê dit sit bietjie druk op jou gewoontes. Soos byvoorbeeld as ek nou wil gewig verloor wat ek natuurlik moet doen. Jy weet, en ek besluit ek gaan nou begin gym. Alright, so ek gaan net die program volg op die einde van die dag, maar ek wil inskryf vir 'n kompetisie dalk oor 6 maande, 'n transformasie tipe van 'n kompetisie. Dan gaan ek 'n ekstra effort insit om juist daar te kom. En dieselfde vir Suid-Afrikaners. As jy byvoorbeeld in 'n spaargewoonte is of in 'n beleggingsgewoonte is, bly daar. Okay. Sit inteendeel, okay, met jou gesin en jou familie en probeer 'n ekstra bietjie bysit ook selfs. Of dit wat jy kan afkny, probeer dit addisioneel op jou korttermynskuld afbetaal, sodat jy daai silo kan bou. Jy weet nou jy's in hierdie tyd en dat dit nie so groot impak het op jou soos wat jy net aanvaar uit die gewoonte uit wat jy altyd gedoen het nie. So hierdie keer is die probleem daar, maar kom ons counter hom vir 'n slag. Okay, en dan kan ons maar kyk wat die uitkoms sal wees. Ek dink is baie goeie raad, Thys. Ek moet ook 'n bietjie gewig verloor. So miskien moet ons maar saam gimnasium toe gaan, nê, en dit saam ander. Baie dankie vir die insig wat jy gedeel het. Nou ja, in hierdie stadium sê ek vir jou, bly net waar jy is, want net hierna is dit tyd vir 'n bietjie musiek saam met Wynand Strydom. Jy kyk na Goeiemôre Good Morning, onthou om ons te gaan volg op ons sosiale media platforms en ook gerus na ons baie interessante in diepte gesprekke te gaan kyk.